'n onlangse meningspeiling toon dat 32,8% van Suid-Afrikaners minder as 5 ure per nag slaap. Dit sluit vir my ook in. Dit is Saterdag International Public Sleeping Day, not to be confused with International Public Speaking Day. Ek gesels vandag met JD Uys van die Akel Sleeping Clinic oor die belangrikheid van slaap. Ek wonder nou of mense gedink ek's regtig besig om te gaap. Ek kan nie wag om te hoor wat jy te sê het nie, JD. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Dankie. Hoekom slaap Suid-Afrikaners en mense oor die algemeen so min? Dis 'n kombinasie van goed. Dis leefstyl, soos julle het 'n leefstyl wat sê ek moet hierdie tyd by die werk wees. Ja. Dit is dis druk en dis uit die aard van die saak dan slaapsiektes ook. So slaaploosheid en insomnia en so aan is 'n groot probleem. Hoe kan jy die belangrikheid van goeie kwaliteit slaap vir ons opsom? So as ons na slaap kyk dan kyk ons na omtrent 6 aspekte van slaap. So ons wil hê die slaap, ons moet in 'n 24 uur periode 'n sekere tyd slaap. Ons wil hê die slaap moet dit moet gereeld wees, met ander woorde, jy weet, in 'n sekere tyd. Ons kyk na die effektiwiteit van slaap. Ons kyk na hoe alert ons is die volgende oggend. Dis basies die belangrikste ding. As jy in die oggend opstaan en jy kan produktief wees en alert wees en jou verantwoordelikhede nakom, het jy genoeg geslaap. Ja, dis omtrent dit. Ja. Hoekom dink jy is slaap wat iets wat ons so dikwels onderskat? Sê gou weer. Hoekom sal jy sê, onderskat ons die belangrikheid van slaap in ons lewens? Want niemand leer ons van slaap nie. Jy weet, dit is iets waarmee ons groot word. Ons onderskat ook baie keer die belangrikheid van kosvertering, as jy verstaan, weet ons eet. En dieselfde slaap is dieselfde. Dis iets wat veronderstel om outomaties te gebeur. Ons raak vaak, ons raak aan die slaap. Mense met insomnia sukkel natuurlik daarmee. Maar en dan het ons net so baie goed om te doen in die dag. Ons vat tyd van ons slaaptyd af en dis die grootste fout wat mense maak as hulle wil produktief wees. Dit is rarig. Ek het iemand wat by my gym is, een van ons afrigters het gesê, sleep is the best performance enhancing drug. So as jy goed slaap, dan affekteer dit amper elke aspek van jou lewe for the better. Ons noem dit ons superpower. Dis ons eie superpower. Slaap, ons kyk na die gesondheidsdriehoek. Die gesondheidsdriehoek bestaan uit slaap, eet en oefen. So slaap is die fondasie daarvan. As ons slaap ongesond is, dan sukkel ons om reg te eet en ons sukkel om aktief te oefen. En dan kom die wiele af. Jy het nou net my lewe beskryf. So ek is wakker om hier by Goeiemôre, Good Morning te wees, waarvoor ek so lief is. En dan gaan my dag aan, as ons nou klaar is, en dan het ek ook my radioprogram wat in die middag is, en dan in die aand, vroeë aand klaar maak. So ek sê dikwels vir mense, ek is soos 'n baba wat sukkel met day night confusion, want ek is net soos, hoe kan ek nou gesond eet? Hoe kan ek tyd maak om te oefen? Hoe kan ek, en watter raad het jy vir my? Ek is eintlik hier om by jou aan te klop. Die beste ding wat ons kan doen, is die eerste beste raad, is ons noem dit om jou slaap te beskerm. Besef net die belangrikheid van slaap en maak tyd vir slaap. Weereens, insomnia is 'n ander issue. Met insomnia beperk ons bedtyd, maar dis 'n ander, ek praat nou van mense wat nie slaapsiektes het nie. Okay? Sit 'n tyd in om te slaap in die aand, ten minste as jy kan, in jou geval, vir ouens wat vroeg opstaan, 6 of 7 ure as jy kan. En dan staan julle ouens staan gelukkig op die regte tyd op in die oggend. Okay? So regulariteit of regularity is ook baie belangrik. En dan gebruik tyd om af te skakel, want baie mense werk, kom by die huis, gooi gou iets in jou gesig om te eet en dan stort in die bed en dan verwag jy nou om te slaap. So raak net 'n bietjie rustig, skakel ligte af, ons noem dit 'n wind down tyd. Skakel ligte af, raak rustig, gaan klim dan in die bed en raak aan die slaap. Moenie probeer slaap want môre het ek 'n volgende dag nie. Struktuur en roetine is baie belangrik. Struktuur en roetine en dan jou slaap environment waarin jy slaap. Koel, donker, stil. Dit is hoe jou slaap environment met jou slaapkamer moet lyk.
JD, wat is die verskil tussen die fases van slaap wat mens ervaar? Okay, so ons praat van die fases, praat ons van, daar's 2 tipes, remslaap en non-rem slaap, en dan het ons in non-rem slaap het ons fases, fase 1, 2 en 3, en ons gaan deur hierdie fases in siklusse, omtrent 5 of 6 siklusse as ons nou genoeg slaap. En dan elke fase, elke tipe slaap, non-rem en remslaap het sy eie spesifieke doel om ons immuunstelsel te versterk, om ons alertness te versterk, om ons meer produktief te maak, om ons breine te beskerm, om ons harte en organe te beskerm en so aan. En dan het ons ook, ons praat van die 2-proses model van slaap. Ons het 2 tipe slaapprosesse. Die een is wat ons noem ons homeostatiese slaapdryf, wat ons natuurlik vaak maak. Ja. En daaroor kan ek 'n dag lank praat. Ja. En dan het ons ook ons sirkadiese ritme. Yes. So ons moet toelaat dat ons homeostaat, ons noem dit 'n slaapballon. Ons moet toelaat dat ons slaapballon vol raak in die aand en dit gaan ons aan die slaap maak. En ons moet daai regulariteit tussen ons sirkadiese ritme moet ons ook ons kan dit 'n bietjie manipuleer met donkerte en lig. Ja. Ons het net oor 'n minuut oor. Ek wil uitvind by jou en dit is ook spesifiek op my gemik, maar as ek nou dalk in die middag 'n tydjie kry om te slaap, is dit soos, I'm banking that sleep so that if I'm not getting as much in the evening, it's not so bad. Die enigste manier hoekom ons in 'n normale dag-nag roetine, ek praat nie ouens wat nagdiens werk, dis 'n ander ballgame. As ons in die dag slaap, dan bank ons nie dit noodwendig nie, okay? Maar ons kan 20 minute lank 'n power nap vat. Dit is goed as veiligheid 'n issue is. As jy sukkel om te slaap, moenie 'n nap vat nie, as jy kan nie, okay? Maar daai 20 minute dis net so vinnige recharge, net om ons deur die dag te kry om nog steeds alert te wees. Maar ons sien dit as 'n veiligheidsaspek. Jy weet, net om produktief te wees en om deur die dag te kom. Maar jy kan, 20 minute is okay, want julle ouens staan al vroeg op. Ja, 20 minute is nooit vir my genoeg nie. JD, ek kan die hele dag met jou gesels. Dit was so interessant. En ek dink ons gaan weer 'n opvolgonderhoud moet doen, want daar is soveel om nog oor te praat in terme van slaap. Baie dankie JD Eis. Ek het gehoor dat Elsa al gister beplan het om 'n uiltjie aan diens te knip, maar daar's nou nie tyd nie, want hierna gesels sy met Thys oor gisteraand se begrotingsrede.